Onthou om te onthou is, en julle gaan net nou die voordele daarvan sien, is 'n baie belangrike ding wat 'n mens vir jouself moet sê. Maar die vraag is, en ek weet, die oomblik as ek sê, hoe belangrik is dit om onthou, gaan jy vir my dalk vra, okay, goed, maar wat kan ek doen, dat ek nie kan vergeet? Is daar iets wat ek kan doen, wat my kan help om nie te vergeet? Want ek dink almal van ons kom op 'n punt waar jy baie keer in jou geestelike lewe sekere goed bietjie vergeet, né? Of laat ek so sê, jy dink nie altyd daaraan. En dan kom jy op 'n punt waar jy net besef, hoe kon ek dit vergeet het? Jy weet, 'n voorbeeld is, jy struggle dalk met iets, jy kry swaar. En dan gaan jy vir 'n ruk aan en jy kry regtig hierdie, dis 'n krisis man. En dan op 'n oggend staan jy op en dan besef jy, weet jy wat? Ek het eintlik nog nie hieroor gebid nie. Het dit julle al oorgekom? Ja, dit het my al oorgekom. En na die tyd moet ek vir myself sê, myself, hoe kon jy dit doen? Jy weet ons, die Bybel sê, die Bybel leer jou, dat ons alles, moenie bekommerd wees oor enigiets nie, van Mense 4:6, maar bid oor alles. En dan begin ek oor die situasie bid, en dan kom die deurbraak, en na die tyd moet ek vir myself sê, weet jy wat? Moet dit nooit vergeet nie. So wat kan 'n mens doen om nie te vergeet nie? Die volgende slide wat opkom, sê vir jou daar, koppel iets aan 'n emosie wat net meer is as, wat uit die aard van die saak meer as net 'n gevoel is. As jy goed aan 'n emosie, 'n diep innerlike bewustheid, of 'n diep innerlike belewenis koppel, dan vergeet mense dit ook nie gewoonlik nie, né? Jy weet, dit is 'n voorbeeld hiervan is byvoorbeeld liefde. Jy weet, jy's lief vir visvang, en jy's lief vir jag, en jy's lief vir jou hond, maar ek wil nie die hond gebruik nie. Maar as mense wat baie keer liewer is vir hulle honde as vir mense, maar okay, goed. Maar jy's baie keer lief vir iets. Maar die liefde wat jy het byvoorbeeld vir jou geliefdes, is dit dieselfde liefde? Nee, dit is nie. Jy's lief daarvoor om seker goed te doen, en jy hou daarvoor om dit te doen, want jy hou daarvoor om te doen. Maar vir jou geliefdes, daai liefde kom hier uit jou hart. As jy dink aan jou geliefdes, veral as jy bietjie lank van die huis af was, en jy dink aan jou mense, jy dink aan jou geliefdes, daai gevoel wat jy kry, as jy kyk vir jou vrou, daai gevoel wat jy kry, as jy dink aan jou kinders, en jou kleinkinders, en die mense wat al agter kleinkinders het, nee, as jy, daai gevoel, is 'n emosie, wat dieper is, as net 'n gevoel. Dit het iets te doen met jou binnekant. En my gebed is dat jy ook hierdie jaar met die hele storie van die kruisboodskap iets daarvan sal beleef. Die volgende ene sê ek dit vir jou daar, dat die kruisgebeure wek byvoorbeeld so 'n diep emosie, 'n dieper emosie as 'n gewone gevoel om te onthou. Ek meen, as mens net dink aan wat het Jesus vir jou gedoen op die kruis. Jy bedoel dat as jy daaraan dink, dit is nogal interessant, dan sê dit asof alle verskonings skielik ook by die agterdeur uit is. Dan is dit so asof hierdie sies tog shame van jou. Jy weet, ons hou ons van die pity parties en jy weet, alles is unfair en jy weet daai tipe van goed. Dan is dit asof dit skielik in die verte in verdwyn. Want jy besef skielik net, wat moes hy deurgaan op daai kruis? En jy sien, ons sit nou in April maand juis met daai herinnering van wat het hy deurgegaan. En ons weet wat is die kort verklaring of die kort opsomming van die ware evangelie. Is eenvoudig, in my plek, in my place. Wat vir ons gewag het, ons het met skuldgevoel gesit. Ons het geen vrymoedigheid voor God gehad. Jy het nie hoop vir die lewe gehad. En toe ontmoet jy Jesus en jy aanvaar dit wat hy vir jou gedoen het op die kruis. En skielik is dat asof daar iets in jou hart gebeur wat ons wedergeboorte noem as jy dit aanvaar. En skielik begin iets van dit. Daai ware wedergeboorte. Dit is ook meer as net 'n emosie. Jy weet as jy party ouens se getuienisse hoor, jy hoor waar was hulle, wat die Here vir hulle gedoen het, baie keer raak hulle emosioneel as hulle dit vir jou vertel. Maar dan kom jy agter, hierdie ou was regtig down and out verby. Daar was nie hoop. En in
Jesus het hy hierdie hoop gekry. As mense met jou praat partykeer oor hulle wedergeboorte, of as jy iemand lei na die Here, dan sien jy tot iets in hulle oë verander. Hoekom? Want is meer as net, ek voel nou beter. Dit is iets wat binnekant gebeur. Jy sien, sulke goed kan jou help om nie te vergeet, om jou te help om te onthou. En ek dink dit is een van die goed wat jy hierdie maand tot jou voordeel moet gebruik. Ek wil amper sê elke liewe dag in April maand, as jy opstaan om te besef waaroor gaan hierdie maand, waaroor gaan dit? Wat is vir jou belangrik rondom die kruis? Wat is vir jou belangrik rondom die feit dat Jesus jou kon vergewe het? Sien, dit wek iets in jou gees wat jou help om altyd te onthou. Paastyd dwing ons amper op een of ander manier om te onthou met positiewe gevolge. Want jy sien, as jy gekonfronteer word met die goed, en selfs Jesus met die nagmaal wat ons net nou gaan gebruik, alles wat hy daar sê hy, doen dit tot my gedagtes. Of roep dit net weer in herinnering. Hy sê daar, soveel kere as wat julle die brood eet en die beker drink, verkondig julle my dood totdat ek weer kom. So daai, onthou, moenie vergeet nie. Psalm 103, kan jy opgooi vers 2, daar staan die volgende woorde, Nuwe Lewende Vertaling, hy sê, ek wil die Here prys en nie al sy goeie dade wat nie vergeet nie. Ek wil die Here prys, want ek wil nie vergeet wat U vir my gedoen het nie. En dan sê ek jou, vergeetachtigheid kweek twyfelachtigheid. Want die oomblik as jy begin vergeet, nou kom ons gaan na huwelik. As jy en jou geliefde so 'n bietjie 'n lang rukkie getroud is, en julle vergeet hoe julle by mekaar gekom het en hoe verlief julle was op mekaar, en lewe dit nou maar net weer nog 'n episode geword wat jy moet, ek wil op sê deurkou. Weet ons, party ouens voel die huwelik beteken huwelik uit. Jy weet, na so 'n paar jaar, en dan hoor jy al hierdie snaakse grappies wat hulle maak oor sy vrou is 'n ball and chain vir hom. Jy weet, 'n ball and chain. Julle ken mos die ou storie van die gevangenes wat hierdie groot ysterballe met 'n ketting aan die voet. Baie mans beleef sy huwelik so, jy weet. En dan kom daar partykeer 'n bietjie moeilikheid en hulle is nie meer so lief vir mekaar nie en hulle hopelik gaan vir berading, en baie keer as ek berading doen en vra ek vir die tweetjies, hoor hierso, vertel gou vir my, waar het jy ontmoet? Maar dan gewoon, hoe is dit nou van toepassing nou? Sê wat, hoe het julle lief gemaak, hoe het julle gevoel oor mekaar, jy weet? En dan sien ek partykeer, daar kom liggies aan. Hulle het bietjie vergeet van hoe nice was dit in die begin. Maar hy diep emosionele ding kom dan los, en hulle besef skielik, maar weet jy, as ons verlief was, dan kan ons weer lief wees vir mekaar. En mag ons dit nooit vergeet, wat die Here vir ons doen. Mag ons nooit bly veragtig word. Veral, en daai twyfelagtigheid sal veral maak dat jou geloof in hom verklein of verminder. Volgende een wat op die bord kom, praat eenvoudig van om jou geloof te versterk of jou geloof bietjie, as jy bietjie uit te stretch. Dit sal gebeur as jy so bietjie weer onthou. As jy so bietjie weer in 'n rigting inkom waar jy kan sê, maar joh, ek het die Here vertrou. Weet, baie keer kry mense wat hulle kom tot bekering, dan is hulle vuur en vlam vir die Here. Man, hulle wil die wêreld omkeer, hulle wil gaan sendingwerk doen, hulle wil net gaan. En dan word hulle gedoop in alles, en dan begin hulle die pad stap, en dan sien jy, later kom hulle al minder kerk toe, en later kom jy agter, hy's maar weer in sy probleemareas vasgevang, en hy's nou maar weer in sy groef. Hy gaan aan, ja, hy bid, hy dien die Here, so nou dan kom hy kerk toe, wat ook al, maar iets het vervlou. Want hy het so bietjie vergeet, hoe desperaat was hy, die dag toe hy gekonfronteer is met die feit, dat hy dalk op pad is help, en baie van hulle sal sommer vir jou reguit sê, op pad help.
En skielik onthou hy wat die Here vir hom gedoen het daai tyd. En jy sien, dan kry jy baie keer hierdie opflikkering. So dit is nie altyd goed vir iemand om hierdie tipe van seesaw lewe te leef in die geloof. So jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jouself om jou verhouding met die Here warm te hou. Dis nie die pastoor se werk nie. Dis nie die kerkraad se werk nie. Dis nie YouTube se werk nie. Dit is jou verpligting. Jy wat in die woord moet bly. Jy wat met hom moet gesels. Jy wat moet onthou. Ek kan nie vir jou onthou nie, jy kan nie vir my onthou nie, maar ons kan mekaar herinner aan dit wat belangrik is, en ons kan dit nou lees in Petrus. Met ander woorde, hoe ver is jy bereid om jou geloof te druk? Hoe ver is jy bereid om weer te sê, Here, ek wil weer onthou, en ek wil weer onthou spesifiek, dit sal vir my wees volgens my geloof, omdat ek onthou wat U vir my gedoen. As U dit vir my 10 jaar terug gedoen, weet ek, U kan dit vandag nog vir my doen. Weet ek, U kan dit vir my in die toekoms doen. Ek vertrou U. Jy sien, hoe ver is jy bereid om jou geloof ook so 'n bietjie te druk? Want dit is nie genoeg om net te glo in Jesus. Die duiwels doen dit ook, sê Petrus. En hulle sê dit. Baie keer sê mense, ja, maar ek glo. Okay, wat beteken dit? Okay, ek gaan hemel toe hoekom, want ek glo. Sê ek, okay, daar moet iets meer wees. Geloof is ook iets wat gedoen moet word. Dit moet gewys word. Dit moet geleef word. Jy moet ook jou geloof gaan deel met mense. En deel daarvan sal wees, as jy dit vat uit remembrance uit herinnering. Het jy al met mense gepraat, en dan vertel jy vir hulle jou getuienis, en dan onthou jy net skielik weer, ek het 'n bietjie vergeet alweer, né? So miskien gaan hierdie 'n goeie tyd van die jaar ook wees, om so 'n bietjie terug te gaan sien. Want as 'n mens informasie kry en groei te preek, kan informasie lees, jy lees die woord, maar dan gaan doen jy ook die woord, en dan verander dit jou lewe. So daai goeie dade, soos wat ons baie keer vir mekaar gesê het, ek wil net seker maak, jy verstaan nie verkeerd nie. Jy doen nie goeie dade om gered te word. Maar dan is dit werke gebaseer. En die skrif sê, ons werke kan ons nie red nie. Maar omdat ek gered is, so jy kom eers by die Here. Nou beteken jou dade iets. So dit wat jy doen uit jou wedergeboorte is nou belangrik. En dit is ook belangrik vir jou, want baie keer dink mense, hulle het by Jesus uitgekom, baie keer word hulle gedoop op, nou het hulle gearriveer. Nou hoef hulle verder niks te doen. Die skrif is baie duidelik, sonder heiligmaking sal jy die ewigheid ook nie sien. So nou moet jy gaan leef. En hoe gaan jy dit leef en suksesvol leef? As jy gaan baie keer in herinnering roep dit wat die Here vir jou gedoen het. En ek gaan vir jou met 2 gedeeltes dit illustreer. En ek noem dit sommer die voordele. Die voordele. En dis Psalm 103. En jy kan saam met my gaan lees in jou eie kosbare vertaling wat jy het. Of jy kan saam met my lees in die Nuwe Lewende Vertaling, Psalm 103. En ek dink as daar 22 verse is, as jy nou 'n challenge wil vat en jy wil nou hierdie uitdaging vat, en as daar 'n Psalm is buite Psalm 23 wat jy behoort te ken al, uit jou kop uit te kan sê, dan kan jy maar Psalm 103 uit jou kop uit gaan lees. Want dit is eenvoudig elke aspek van jou lewe. En ek lees vir jou daar, loof die Here, en hoor wat is die opskrif van die Nuwe Lewende Vertaling. Loof die Here wat vergewe. Ons gaan die maand in van remembrance, van herinnering. Ons is vergewe deur dit wat Jesus vir ons gedoen het op die kruis. Hy sê dit is 'n Dawidse Psalm. Ek wil, vers 1 sê, ek wil die Here prys met alles wat binne in my is. Ek wil sy heilige naam prys. Hoor jy klaar hierdie met alles binne in my. Dis nie 'n gewone emosie nie. Dit word dis bietjie dieper. Daai spesifieke, ek wil hom prys want ek is bewus daarvan. Dis daai dieper emosie. Hy sê ek wil die Here prys
prys en nie sy goeie dade vergeet nie. Dit was op die bord net nou. En hier kom dit nou hoekom hy dit wil doen. Hy vergewe al my sonde. Dink 'n bietjie aan jou sonde wat hy vergeet. Hy genees jou siektes. Hy verlos jou lewe van die dood, bekroon jou met liefde en medelee. Hy vul jou lewe met goeie dinge, vernuwe jou jeug soos 'n arendse. Hoeveel keer het die Here al jou lewe gered? Ek het net nou die dag hier op die tweelingpad. Het iemand my amper van die pad afgery in die reën. En net daarna het ek net eenvoudig besef, dis die Here wat my toegemaak het. En ek wil hom prys en ek wil dit nie vergeet nie. En ek sal dit nie vergeet, dit wat hy vir my gedoen het. Hy sê, hy vul jou lewe met die goeie dinge, vernuwe jou jeug soos 'n arendse. Nou die Bybel het baie mooi metafore. Een van dit is die vernuwing soos 'n arend, daai regte vernuwing van jou visie, van krag, van ek wil amper sê ook voorspoed en dit wat hy vir jou oopmaak. Maar dit kom daarop neer, ek wil nie vergeet wat hy vir my gedoen het nie. Ek vertrou hom nog steeds vir my vernuwing. Die Here laat reg. En hoor, dis al die voordele wat jy kan kry as jy begin onthou, né? Met ander woorde, ons praat van vergifnis, ons praat van verlossing, ons praat van genesing, ons praat van goeie dinge, ons praat van vernuwing. Hy sê die Here laat regverdigheid geskied en laat reg aan almal wat verdruk word. Hy het sy optrede aan Moses openbaar, sy dade aan die volk Israel. Selfs in hierdie herinnering openbaar hy sekere goedere, soos wat hy dit aan Moses gedoen. Die Here is barmhartig en genadig. Onthou jy dit nog? Dit is wie hy is. Geduldig en vol onfeilbare liefde. As dit nie so was, het ons moeilikheid gehad. Hy sal nie voortdurend aankla of vir altyd kwaad wees nie. Hy straf ons nie soos ons sondes verdien nie en vergeld ons nie volgens ons oortredinge nie. Prys die Here vir dit. Anders het ek moeilikheid gehad. Ek dink jy ook. En ons weet, Hebreërs 12 van ons is in sy opvoedingsprogram. En ons weet die skrif sê, hy dig ons. Maar hoekom? Want ons is egte kinders. Hy sê, as jy dit nie doen nie, is jy nie 'n egte kind van God. Maar dis ook nou te vernietig nie. Dit is interessant dat 'n tigtiging jou baie keer 'n bietjie herinner om net weer terug te kom waar jy was. Want so ver, dan gee die beloftes, want so ver soos die hemele van die aarde, so groot is sy onfeilbare liefde. So met ander woorde, 'n ander voordeel is onfeilbare liefde wat hy vir jou gee. Hy hou dinge nie sommer net teen jou. En hoor vir wie is dit? Dit word 3 keer genoem. Hy sê teenoor hulle wat hom dien. Vers 12, sover as die ooste van die weste, sover verwyder ons oortredinge van ons. Ooste en weste gaan nooit by mekaar kom nie, nee. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders. Ontferming is ook 'n voordeel as ons begin in herinnering. Hoeveel keer het die Here hom oor jou ontferm? En dan sê hy dit weer. Hy sê ontferm die Here oor hulle wat hom dien. Hy weet tog waarvan ons gemaak is. Hy weet dat ons net stof is. Die mense lewensdiere soos gras, soos veldblomme wat welig blom. As die wind daaroor waai, is dit weg. 'n Mens sien die plek waar dit was nie meer nie, vers 17. Maar die liefde van die Here is altyd daar. Met ander woorde nog 'n voordeel. Sy liefde is altyd daar. Weereens vir wie? Vir hulle wat hom dien. Die derde keer. Hy sê sy trou geld vir geslag na geslag, vers 18, vir die wat getrou is aan sy verbond en sy gebooie gehoorsaam. Nou jy sal nie sy gebooie gehoorsaam as jy nie bietjie daaroor dink en in jou herinner aan wat, hoe gaan jy dit gehoorsaam as jy dit nie, as jy daaraan dink, as jy dit nie weer onthou, as jy dit nie in herinnering dink. Dan sê vers 19, die Here, en hierdie verse gaan eenvoudig om hom groot te maak, die Here het sy troon in die hemel gevestig, hy heers oor almal, prys die Here. Net om te dink, dis ook 'n voordeel, hy heers oor alles, nee, jy hoef nie bekommerd te wees nie. En hierdie gedeelte wat hy sê van ons is so stof, jy hoef nie perfek te wees nie, jy moet net in die perfekte een wees, wat Jesus is.
Ek het dit al baie gesê, as die Here na my kyk, en hy kyk net na my, het ek moeilikheid, nog steeds. Maar hoe kyk die Here na my? Hy kyk deur sy seun se bloed na my. Daarom het ek 'n kans. Anders het ek dit nie gehad. Dan sê hy, prys die Here, julle magtige engele, julle wesens wat sy woord uitvoer, wat luister na sy woord. Ja, prys die Here, sy hemelse leermagte, wat hom dien en sy wil uitvoer. Prys die Here, al sy skepingswerke, oral in sy koninkryk. Ek wil die Here prys. Daar is eintlik baie teoloë wat glo dat Psalm 104 moes eintlik deel gewees het van, asof hierdie psalm opgedeel is, want hy begin ook weer met, ek wil die Here prys. En hy eindig ook, die psalm eindig ook, dat hy die Here wil loof en prys. So jy kan hom saam met Psalm 103 gaan lees. Maar kan jy al die voordele sien van dit, wat dit, die gevolge, as jy so bietjie sal onthou? Nou wil ek vir jou Nuwe Testament gedeelte ook lees, en ek gaan dit vir jou in 2 Petrus 1 lees, en ek lees dit vir jou van vers 3 af. Hoor mooi wat sê vers 3, hy sê, deurdat ons God regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry, wat ons nodig het, om naby aan hom te leef. Onthou nou alles wat ek vir jou basies gaan uitlig nou, né? Deurdat ons hom regtig ken. Nou ons baie keer het ek al vir jou gesê, ek het agtergekom, daar's baie mense wat nie kennis neem van God. Maar as nie so baie wat hom regtig ken. Maar hy sê, deurdat ons, ek glo, ons ken hom regtig. Het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. 'n Lewe naby aan hom, onthou. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Sy heerlikheid en goedheid, onthou dit. Deur hierdie selfde krag het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur. Onthou sy goddelike natuur. So het jy vrygekom van die proses van agteruitgang wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur oral, almal, alles en almal laat sleg word. Dan kom vers 5 wat sê, juis om hierdie rede moet julle alles in julle vermoë doen om te wys dat hierdie beloftes vir julle waar geword het. Hoe sal jy kan wys hierdie beloftes het waar geword, as jy nie, ek wil amper sê, herinner word daar, as jy nie dink daar. Hy sê, dan sal julle geloof meebring, dat julle leefstyl goed is, en 'n goeie leefstyl bring weer mee, dat julle God beter leer ken. As 'n mens God ken, kan jy jouself dissiplineer, selfdissipline bring weer mee, dat 'n mens kan uithou en aanhou, en hierdie volharding loop uit op 'n lewe naby aan God. 'n Lewe naby aan God skep liefde vir ander gelowiges, en uiteindelik is dit hierdie positiewe houding teenoor medegelowiges wat meebring dat jy almal liefhet. Hoe meer julle op hierdie wyse groei, hoe meer sal die feit dat julle ons Here Jesus Christus ken, veroorsaak dat julle nie nutteloos en geestelik onproduktief is nie. Is nog nie klaar nie, by hou vas. Hierdie gedeeltes gaan jy in elk geval na die tyd weet jy moet gaan lees. Hy sê, mense wie se lewe nie wys dat God se beloftes in hulle waar geword het nie, is blind. Hy sê, ten minste kortsigtig, en hier kom dit nou, hulle het klaar vergeet. Hulle onthou nie meer nie. Hulle het klaar vergeet dat God hulle gereinig het van hulle vorige sondige leefstyl. Daar as ek hierdie kwaliteite so 'n bietjie lees. En jy kyk 'n bietjie na jou eie leefstyl, en ek kyk na my leefstyl. Het ons nie dalk so 'n bietjie vergeet al nie? Ek vra net. Of onthou ons nie dalk net nie meer nie? Ek vra net. En dan kom Petrus en sê die volgende, daarom, broers en susters, werk nog harder daarom, om met julle leefstyl te bewys dat God julle regtig geroep en gekies het. As julle dit doen, sal julle nooit struikel, en dan sal julle sonder ophou en sonder dat iets julle hinder, kan deelneem aan die ewige
koningsheerskappy van ons Here en Verlosser Jesus Christus. En hoor wat sê Petrus nou. Hy sê, dis waarom ek julle altyd aan hierdie dinge sal herinner. Al weet julle dit en al leef julle reeds noukeurig volgens die waarheid wat by julle is. Ek beskou dit inderdaad as my plig. Ek beskou dit ook as my plig as 'n pastoor om julle hieraan te herinner solank as wat ek nog lewe. Ons Here Jesus Christus het dit egter aan my bekend gemaak dat ek binnekort gaan sterf. So die Here het aan hom openbaar dat hy binnekort gaan sterf. So, ek dink as jy weet, dit wat jy vir mense leer, en dit wat jy skryf, is eintlik maar die laaste goed wat jy vir hulle wil skryf. Dan gaan jy nie vir hulle skryf vir die bytjies en die blommetjies en die weer en die rugby nie. Is dit nie so nie? Dan gaan jy vir hulle goed skryf wat jy voel. Dit is belangrik, deur die Gees natuurlik geïnspireer het hy dit geskryf. Maar dit wat hy sê, is juis om jou te herinner. Moet nie vergeet wie jy was nie. Moenie vergeet wat Jesus vir jou kom doen het nie. En jy sal ook die voordele van hierdie lewe van herinnering, want dit sal gekoppel wees aan 'n dieper emosie as net hoe jy voel. Daai gevoel wat jy partykeer het, wat dit vir jou amper voel asof iets binne in jou beweeg. Jy sien, dit is hoe Jesus gevoel het as hy mense bedien het. Die woordjie waar staan innig jammer gekry, is die Griekse woord splagnitzomai, wat beteken, dis eintlik, hy het so jammer gevoel vir hulle, sy ingewand, hy het dit gevoel in sy binneste. Dis hierdie tipe goed, wat jou help, dat jy nooit sal vergeet. Hy sê, daarom sal ek moeite doen, om hierdie dinge aan julle te verduidelik. Ek wil hê julle moet dit onthou, lank nadat ek nie meer hier is nie. En prys die Here, ou Petrus, help ons om vandag nog steeds te onthou. Het jy dalk vergeet dat God goed is? Ja, jy in jou agterkop. Jy sal sê, ja nee, want ek het nog dit nooit vergeet. Maar hoe is daai gevoel hier? My gebed is as ons vanoggend nagmaal gebruik. En ons roep in herinnering dit wat die Here vir ons gedoen het. Is my gebed, mag daai broodjie, koekie, wat dit ook al is, mag dit iets saam met die kelkie, net weer daai herinnering. Jy weet die dae toe jy nog wild en woes was. Die dae toe jy nog nie die Here nie geken het. En wat hy vir jou gedoen het. Of gaan jy nou maar vaskamp by jou pitjiepaartjie? Gaan jy nou maar vaskamp by hoe die lewe sal vee? Gaan jy toelaat vanoggend dat jy dink aan dit waaraan jy herinner word, is net die pyn en die seer. Gaan jy toelaat dat daai herinnering jou verder vat vorentoe? Of gaan jy toelaat dat dit wat die Here vir jou doen, jou sondes vergewe, jou gesond maak, jou red van die dood, jou vernuwe, jou die krag gee om in sy krag te kan leef, sy goddelike natuur te beleef, gaan jy toelaat dat negatiewe herinneringe jou gaan vashou en jy sê nee, dis verby. Wat ek nou kies, is dit wat ek weet die Here vir my gedoen het. Ek wil die Here prys en nooit een van die goeie goed vergeet wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet soos wat ons vanoggend aan die kosbare woord vasgryp. Kom help jy ons om terug te dink
en nie te vergeet van dit wat U vir ons gedoen het. Dankie Here dat U liefde, U genade en U goedheid en guns eenvoudig net ons deel word, soos wat ons geloof versterk word, soos wat ons dalk vir mekaar weer vanoggend kan sê, maar weet jy wat? Gryp weer 'n bietjie vas aan jou geloof. Dink hoe die Here jou opgelig het. Dink hoe die Here die pad met jou stap. Miskien vir die Here sê, Here, dit is wat ek wil onthou, dis wat waarna ek wil vasgryp. Ek was verlore, maar U het my gered. U het my sondes kom wegvat, U het my lewe kom nuut maak. Here, ek kan vandag weer opstyg soos 'n arend. Want U maak nuut. Al die lof en eer, Here God, gee ons vir U. In die naam by elke naam. Vergewe ons ook, Here, ons twyfelagtigheid. Vergewe ons vergeetachtigheid. En mag die feit dat ons onthou, vir ons iets nuuts oopmaak. In die naam by elke naam, die naam van Jesus Christus aan. Here God, ons dank U daarvoor. In U naam. Terwyl ons nog so 'n bietjie in aanbidding bly, vra almal se oë bly toe asseblief, nie rondkyk nie. Ek wil vra dat jy net so 'n paar oomblikke dit wat jy gehoor het vanoggend met die Here sal deel.